eendag nooi ou my om 'n middagete saam met hom te kom doen en hy wil met my praat oor die dinge van die Here en hy wil sy saak met Jesus regmaak. En so kom ek die middag by hulle aan, ons sit daarso en hy sit by my en ons praat oor die dinge van die Here en op 'n punt vra hy vir my, want ek kan sien hy's bietjie skepties, en op 'n punt vra hy vir my, hoor hy wil net weet, kan hy braai as hy in die hemel kom? Ek sê vir hom, ek weet nie of jy gaan braai daar nie, ek weet nie of jy gaan lus wees om te braai daarso nie, ons gaan daar wees om te worship, ons gaan Jesus sien as ons in die hemel kom. Nee, sê hy, as hy nie gaan braai nie, dan wil hy nie gaan hemel toe nie. En ek dink met myself, as jy nie gaan braai nie, wil jy nie, jy gaan uit die hemel uit bly, want jy kan nie braai nie. Jy weet, die kinders van Israel, die Bybel sê, toe hulle moan en kla oor die manna wat uit die hemel uitkom, toe stuur God vir hulle kwartels, nee, 1.5 meter diep, 160 km radius, dink ek, as ek die nommers reg het. Hulle het vleis geëet tot dit by hulle nostrils uitgekom het. Nou, ek weet nie of jy al so baie vleis geëet, dat dit by jou neusgate uitkom nie. Ek dink jy wil ooit weer vleis sien of ruik na dit nie. Maar as daar 'n braai plek in die hemel is, moet jy weet, papi, jy gaan braai. Daar gaan vleis for days wees. Maar hierdie ou sê vir my, hy gaan nie hemel toe gaan, tensy hy nie kan braai in die hemel nie. Asof 'n choppie op die kole, die hoogste goal is wat jy kan bereik vir ewigheid, is om te braai. Asof dit nou die top 1, dis al hoekom ek hemel toe sal gaan, as ek net 'n stukkie vleis kan eet. Kan jy dink, die logika agter dit? Anyways, iemand vertel onlangs hierdie storie en het my so gebless, wat sê, weet, as jy die vermoë gehad het om dalk in 'n springkaan se oor te kon inspreek, en die springkaan sê, hey springkaan, hoorie, net vir jou sê, as jy doodgaan, gaan jy 'n mens raak, eendag. Die springkaan sê, nee, ek wil nie 'n mens, ek wil nie 'n mens wees nie. So nee, as jy 'n mens is, nee, dan gaan jy kan pizza eet, jy kan braaivleis eet, jy kan op vakansies gaan, jy kan by die see wees, jy kan bootry, jy kan jetski, jy kan vlieg, jy kan in 'n vliegtuig wees, jy kan in 'n bed slaap, daar gaan water wees, nee, wat jy 'n kraan oopmaak, dan is altyd water, jy maak net oop, warm of koud, een van die twee. Jy kan koffie drink, tee, yes, jy kan pudding eet for days, dit is incredible, jy gaan net 'n piesang, jy kan alles, piesangbrood, ek dink nou aan piesangbrood, jy kan 'n piesangbrood eet, met 'n warm bottertjie op, as jy 'n mens is, jy gaan dit so geniet, om 'n mens te kan wees, hy springkaan, kyk so 'n bietjie, hy dink, hy sê, weet jy, as ek 'n mens raak, eendag, nee, dan wil ek net so 'n stuk gras hê, wat ek kan eet die hele dag. Die grootste stuk gras die wêreld al gesien het, is wat ek kan eet. En die illustrasie wys dat die springkaan se perspektief van om 'n mens te kan wees, is as ek 'n mens is, het ek my eie grasperk, en ek soek 'n groot stuk gras. Met hom, ons is mense, ons weet, ons wil nie 'n stuk gras eet nie. Ons beter dinge as 'n stuk gras wat ons wil hê. Maar daai springkaan se perspektief van die lewe is, as hy net 'n mens kan raak, kan hy die grootste stuk gras. Dis soos 'n kind. Sê, as ek 'n groot mens is, koop ek al die lekkers in die wêreld. Ek wil al die lekkers, ek gaan net lekkers eet. Ek wil al my geld vat om lekkers te koop. Nou is ons groot mense en dan koop jy hier en daar 'n sweetie, partykeer 2 of 1 te veel, maar jy koop nie die winkel nie. As kind het jy gedink jy gaan 'n winkel koop by julle winkel. Jy slaap in daai winkel, want dis ultimate goals to reach. En hier is die realiteit. Ek en jy het nie 'n perspektief van hemel nie. Ons het 'n idee van wat daar gaan wees. Strate van goud. Jesus is daarso. Ons gaan elke traan gaan van ons wang afgevee word. Vrede en vreugde vul die strate in ons gees, mens. Ons gaan worship. Ons sal excited wees. Daar's 'n bruilofsfees wat vir ons wag. Ons gaan eet saam met die Here. Ek kan nie eens dink wat 'n tipe kos, jy weet, die ouens wat al testimonies gehad het wat hulle dood gegaan het en teruggekom het, sê daar's klere wat jy kan ruik, smake wat jy nog nooit geproe het nie. Ons het nie 'n benul van wat dit gaan wees as ons in die hemel kom eendag, en wat ons weet is Jesus is daar. En ek wil gaan waar Jesus is. En jy kan dalk vandag hier so sit en sê, as jy net daar kom, dan wil jy net om ten minste vir die Here vra, hoekom het hy 'n muskiet en 'n vlieg gemaak? Ek wil net dit wil ek net weet. Weet wat hy ons sê, as jy in die hemel kom, en laat my net heel eers by die Here weet, hoekom het hy 'n muskiet gemaak? Want jy, dit het hom nou frustreer. Ek weet nie of jy gaan tyd hê om sulke vragies te vra nie. Dit gaan jou brein 10 teen breek as die Here vir jou die dinamika agter 'n muskiet met gee, of hoekom 'n ei jou oë laat traan, hoekom God dit so toegelaat het. Dit gaan jou brein breek. Jy gaan daar verstom staan en dink, hoe stupid kan jy wees om ewen so 'n vraag te vra? Hier is die ding, waarvoor sien jy uit? Is jy excited om 'n ewigheid met God te spandeer? Of verkies jy om maar eerder sonder dit te gaan en 'n ewigheid weg van hom af, in donker te spandeer, waar die Bybel sê, dis 'n put sonder einde, tande wat nooit ophou kners nie, vlamme wat nooit ophou brand nie, en wurms wat nooit ophou eet nie. Ek en jy wil nie daarop eindig nie. Maak vandag 'n keuse om te besluit, wat is dit waarvoor jy uitsien, en hoekom wil jy Jesus voluit volg? Vader, ek dank U in die naam van Jesus, dat ons U kan ken. Dankie Jesus, dat daar so vir ons mansions is in die hemel, wat U uitgesit het en reggemaak het vir ons, 'n huis wat U voorberei. Vader, ek dank U dat ons U kan ken, dat ons in die hemel met U kan kuier. U gaan daar wees, dat ons U kan aanbid, dag en nag sonder om moeg te raak.
Jesus, ek dank U, Here, wat ook al hemel vir ons inhou, ons sien uit daarvoor. En Here, mag ons vandag keuses op aarde maak, wat ons pad vorentoe gelyk maak, om in die koninkryk in te kan stap. Ons weet ons is gered, deur geloof en genade alleen, Here, maar dat ons in ons werke ook sal leef, asof hemel ons porsie is, en nie asof hel alles is, waarvoor ons uitsien nie. Jesus, ek dank U daarvoor vandag, dat al die dinge van hel in ons lewens verbrand en verteer sal word, sodat ons net die hemel kan aangryp. U woord sê, dat ons altyd gefokus moet wees op die dinge daarbo, en nie die dinge hier onder neer, dat ons sal uitsien na dit wat heilig is. Vader, ek prys U daarvoor vandag. Mag ons nie uitsien om 'n groot stuk gras te eet nie, Here, maar mag ons uitsien om die feesmaal, die bruidegoms feesmaal te kan bywoon, en in ewigheid tot ewigheid tot ewigheid, in volheid van vrede en vreugde, kan leef met U. In Jesus naam bid ek dit.